Daar is so elke 5-6 jaar is daar weer nuwe jong mense. So jong mense moet maar gereeld herinner word aan sekere belangrike waarhede. En dit is nie net vir die jong mense nie, maar dit is ook vir ouers en oupas en oumas om hulle kinders daaraan te herinner dat verkeerde invloede in hulle lewe rampspoedige gevolge kan hê. Ek wil u vanaand nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by 2 Samuel die 13de hoofstuk. 2 Samuel die 13de hoofstuk. En daarna het dit gebeur. Absalom, die seun van Dawid, het naamlik 'n mooi suster gehad met die naam van Tamar, en Amnon, die seun van Dawid, was verlief op haar. En Amnon het dit hom so aangetrek dat hy siek was oor sy suster Tamar, want sy was 'n jong muisie. En dit was in Amnon se oë onmoontlik om haar iets aan te doen. Maar Amnon het 'n vriend gehad met die naam van Jonadab, 'n seun van Dawid se broer Semia, en Jonadab was 'n baie skrander man. En die vra hom: "Waarom lyk jy môre vir môre so bedruk, seun van die koning? Sal jy my dit nie te kenne gee nie?" Toe sê Amnon vir hom: "Ek is verlief op Tamar, die suster van my broer Absalom." Toe sê Jonadab vir hom: "Gaan lê op jou bed en hou jou siek. As jou vader dan kom om jou te sien, moet jy vir hom sê: laat my suster Tamar tog kom en my iets gee om te eet en die ete voor my oë klaar maak, dat ek dit kan sien en uit haar hand eet." En Amnon het gaan lê en hom siek gehou. Toe die koning kom om hom te sien, sê Amnon aan die koning: "Laat my suster Tamar tog kom en voor my oë 2 koekies maak, dat ek uit haar hand kan eet." Daarop het Dawid na Tamar in die huis gestuur en gesê: "Gaan tog in die huis van jou broer Amnon en maak vir hom ete klaar." Toe gaan Tamar in die huis van haar broer Amnon terwyl hy daar lê. En sy het deeg geneem en geknie en koekies voor sy oë gemaak en die koekies gebak. En sy het die pan geneem en dit voor hom omgekeer, maar hy het geweier om te eet. En Amnon het gesê: "Laat almal van my weggaan." En almal het van hom weggegaan. Toe sê Amnon aan Tamar: "Bring die ete in die slaapkamer, dat ek uit jou hand kan eet." En Tamar het die koekies wat sy gemaak het geneem en vir haar broer Amnon in die slaapkamer gebring. Terwyl sy dit nader bring na hom om te eet, het hy haar gegryp en vir haar gesê: "Kom lê by my, my suster." Maar sy sê vir hom: "Asseblief nie, my broer, onteer my nie, want so iets mag in Israel nie gedoen word nie. Moenie so 'n skande begaan nie. Maar waar sou ek tog met my skande heen, en jy sou soos een van die dwaase in Israel wees? Spreek dan tog nou met die koning, want hy sal my nie van jou terughou nie." Maar hy wou nie na haar luister nie, en het haar oorweldig en haar onteer en met haar gemeenskap gehad. Toe het Amnon 'n baie groot afkeer van haar gekry. Ja, die afkeer wat hy van haar gekry het, was groter as die liefde waarmee hy haar lief gehad het. En Amnon sê vir haar: "Staan op, gaan weg." Maar sy sê vir hom: "Aangaande die kwaad om my weg te stuur, dit is groter as die ander wat jy my aangedoen het." Maar hy wou nie na haar luister nie. Daarop roep hy sy knegt wat hom bedien het en sê: "Stuur hierdie vrou tog van my af weg buitentoe en sluit die deur agter haar toe." En sy het 'n lang rok met moue aangetree, want sulke mantels het die koninklike dogters wat maagde was gedra. Toe sy bediende haar buitentoe uitgebring en die deur agter haar toegesluit het, het Tamar as op haar hoof gestrooi en daardie lang rok met moue geskeur. Daarby het sy haar hand op haar hoof gelê en aldeur geloop en weeklaag. En haar broer Absalom sê vir haar: "Was jou broer Amnon by jou?"
Swyg dan nou, my suster, hy is jou broer, sit jou hart nie op hierdie saak nie. So het Tamar dan as 'n verlatene in die huis van haar broer Absalom gebly. Toe koning Dawid al hierdie dinge hoor, het hy baie kwaad geword. Maar Absalom het met Amnon geen kwaad of goed gepraat nie, maar Absalom het Amnon gehaat, omdat hy sy suster Tamar onteer het. En na 2 volle jare het Absalom skeerders gehad in Baal-Hasor wat by Efraim is, en Absalom het al die seuns van die koning genooi. Daarop kom Absalom by die koning en sê, kyk tog, u dienaar het skeerders, laat die koning en sy dienaars tog met u dienaars saamgaan. Maar die koning sê vir Absalom, ag nee, my seun, laat ons tog nie almal saamgaan nie, sodat ons jou nie lastig val nie. En hy het by hom aangehou, maar hy wou nie gaan nie, en het hom die afskeidsseën gegee. Daarop sê Absalom, so nie, laat my broer Amnon tog saam met ons gaan. Maar die koning sê vir hom, waarom moet hy met jou saamgaan? Toe Absalom dan by hom aanhou, het hy Amnon en al die seuns van die koning met hom saam laat gaan. En Absalom het sy dienaars bevel gegee en gesê, let tog op, net soos Amnon se hart vrolik is van die wyn, en ek vir julle sê, slaan Amnon dood, dan moet julle hom doodmaak. Wees nie bevrees nie, het ek julle dit nie beveel nie, wees sterk en wees wakker manne. En die dienaars van Absalom het met Amnon gedoen soos Absalom hulle beveel het. Toe het al die seuns van die koning opgestaan en hulle het elkeen op sy meel geklim en gevlug. Terwyl hulle op pad was, kom die gerug by Dawid. Absalom het al die seuns van die koning doodgeslaan en nie een van hulle het oorgebly nie. Toe staan die koning op en skeur sy klere en gaan lê op die grond terwyl al sy dienaars met geskeurde klere daarby staan. Maar Jonadab, die seun van Dawid se broer Semia, het geantwoord en gesê, my heer moet nie dink dat hulle al die jong manne, die seuns van die koning, gedood het nie, maar Amnon alleen is dood, want dit was aan die gesig van Absalom te sien van die dag af dat hy sy suster Tamar onteer het. My heer, die koning, moet dit dan nou nie ter harte neem en dink al die seuns van die koning is dood nie, maar Amnon alleen is dood. En Absalom het gevlug. Toe die jong man wat op weg staan, sy oë opslaan, sien hy dat daar 'n groot skare kom van 'n pad agter hom aan die kant van die berg. En Jonadab sê aan die koning, kyk, daar kom die seuns van die koning volgens die woord van u dienaar, so het dit gebeur. En net toe hy klaar gespreek het, daar kom die seuns van die koning aan en verhef hulle stem en ween, en ook die koning en al sy dienaars het geween met 'n baie groot geween. Maar Absalom het gevlug na Talmai, die seun van Amnihur, die koning van Geser, gegaan, en Dawid het al die dae gerou oor sy seun. En Absalom het gevlug en na Geser gegaan, en hy was daar 3 jaar lank. En die gees van koning Dawid het baie verlang om na Absalom uit te gaan, want hy het hom getroos oor Amnon, dat hy dood was. Kom ons word stil voor die Here, dan bid ons net 'n oomblik saam. Hemelvader, ons lees van hierdie gebeurlikhede wat werklik plaasgevind het baie jare gelede daar in Israel. Ons lees van 'n gesin en van 'n familie wat se lewe onherroepelik verander is, wat in hierdie oomblikke plaasgevind het wat ons hiervan gelees het. Ag Here, en dit is die gebed van my hart, dat U vanaand ons harte en ons oë sal verlig, om die groot gevaar van verkeerde vriende raak te sien, die fout wat gemaak word, om mense in jou lewe toe te laat wat nie daar hoort nie,
wat hulle eie agendas het, wat uiteindelik negatief inwerk in ons lewens. En ek wil nou alreeds by die aanvang van hierdie boodskap kom bid, dat U deur U Gees in jong mense se harte sal werk, as hulle besef, daar is iemand in hulle lewe wat afgesny moet word, wat losgemaak moet word, soos 'n skip wat wegdrywe. Ek vra U, Here, dat U ons van hierdie ellende sal bewaar, dat ons mense in ons lewe sal hê, goeie vriende wat ons sal opbou, wat in ons in sal werk, goeie dinge wat tot eer van U naam is. Help elke jong mens, elke volwassene, elke oom, elke tannie, wat dalk ook vanaand moet erken, daar is mense in hulle lewe wat nie 'n goeie invloed op hulle het nie. Geef vir ons daardie verligte oë van die verstand, sodat ons dit vanaand ook sal begryp. Ek bid dit in Jesus naam met danksegging. Amen. Vers 3 wat ons gelees het, verwys na Amnon se vriend. Maar Amnon het 'n vriend gehad. Die tema dan, die fout van verkeerde vriende. Kyk, daar is ook goeie vriende in 'n mens se lewe. 'n Vriend wat jy nodig het. 'n Vriend wat daar is vir jou, so Spreuke 18 vers 24 sê, wat sterker aanhang as 'n broer. Daar's goeie vriende in 'n mens se lewe, soos daar die twee wat nou natuurlik daar in Amerika gaan jag het, die twee vriende. En met eens gewaar die een 'n groot grizzly beer wat op hulle afstorm. En die ander een klap 'n toon, hy maak dat hy wegkom, en die ander een roep hier van agteraf, hey, weet jy nie dat jy kan nie vir 'n grizzly beer weghardloop nie? Toe roep hy so terug, toe sê hy, ek hoef nie vir die grizzly beer weg te hardloop nie, ek moet net vir jou weghardloop. Daar's goeie vriende in jou lewe, wat jy deur dik en dun kan gaan, wat 'n boesembroer is, 'n boesemvriend is. Maar nou in hierdie gedeelte lees ons van 'n jong man, wie se lewe onherroepelik verander is. Ons lees hier van 'n man, wat in 'n koninklike huis groot geword het. Ja, en dit is veilig om te reken, dat hierdie man wat in die huis van Dawid groot geword het, wie kan nou vir 'n beter ouer huis vra as Amnon? Hy het in die huis van 'n godvreesende man groot geword, en sou hy van jongs af die woord van die Here hoor. Dink byvoorbeeld aan tekste soos Eksodus 20 vers 12, wat Amnon van jongs af sou leer. Eer jou vader en jou moeder, dit sou hy geleer het, want Deuteronomium 6 het vir Dawid geleer om dit sy kinders in te skerp, van jongs af. Dink byvoorbeeld aan dalk pragtige psalms wat hy ook gehoor het, sy vader toonset, en ander. Dink byvoorbeeld aan die woorde van Psalm 119 vers 9, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. 'n paar verse aan in vers 11, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sou sondig nie. Dink aan Levitikus 19 vers 18, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie beginsel sou Amnon al van vroeg af geleer het, dat jy nie aan ander mense moet doen, wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Maar, Amnon het 'n vriend gehad. Jy sien, ons lees van Amnon, wat 'n goeie reputasie kon gehad het as koning, 'n as koningsseun, 'n prins van die land. Hy is nou iemand wat 'n rooskleurige toekoms voor hom gehad het. Ek meen, dink vir 'n oomblik hieraan. Hy is die seun van die koning. Hy kon dalk maklik koning geword het. Dink hieraan, met sy pa se kapitaal agter hom kon hy 'n prominente besigheidsman gewees het. Hy kon 'n beroemde staatsman gewees het. Die wêreld het letterlik voor hierdie man oopgelê, hierdie jong man, Amnon. Hy het 'n rooskleurige toekoms gehad. Maar, sê vers 3, Amnon het 'n vriend gehad. En hierdie vriend van Amnon het sy hele lewe op die verderf afgestuur, die hele wending van sy lewe in 'n ander koers afgestuur, Jonadab. Dink hier aan hierdie vriend Jonadab,
wat uiteindelik Amnon se lewe verwoes het deur die verkeerde raad wat hy hom gegee het. My liewe broeders en susters, sy lewe is verwoes. Amnon, die man wie se naam getrou of getrouheid beteken. Dink hier aan dat hierdie man Amnon, wie se naam getrouheid beteken, so ontrou geword het. Teen sy halfsuster Tamar, teen sy pa Dawid, so ontrou was teenoor God en sy gebod. Ja, Amnon het 'n sieksondige gedagte gehad oor sy halfsuster Tamar, maar vers 2 leer ons dat dit onmoontlik was in sy oë om haar iets aan te doen. Maar Amnon het 'n vriend gehad. Jy sien, en uiteindelik is dit so dat 'n slegte vriend vind 'n vernoot in jou slegte begeertes en jou slegte drange om die slegte uit jou uit te bring. My liewe jong vriend, my liewe vriend en vriendin, ek wil jou waarsku vandag uit God se woord. Jy kry wonderlike mense, jong mense en selfs ouer mense wat soveel potensiaal het om dinge in hulle lewe te bereik. Met soveel verwagting, wat in 'n goeie ouerhuis groot geword het, maar wat 'n vriend of 'n vriendin in hulle lewe het, wat 'n draaipunt in hulle lewe bring, wat soveel hartseer veroorsaak, soveel ongelukkigheid. Dink aan hoeveel ouerhuise daar is, wat onbeskryflike pyn het, oor wat vriende aan hulle kind en hulle kinders gedoen het. Onskuldige lewens wat verwoes is. Ja, selfs volwassenes se lewens uitmekaar geskeur het. Dit is die realiteit van verkeerde vriende. Daarom moet jy vanaand stil word en jouself die vraag afvra, wie is jou vriende? Wie laat jy naby jou toe, wat 'n invloed in jou lewe uitoefen? Wie is die vriend, die vriendin met wie jy skouers skuur, wat jy toelaat, vir wie jy jou oorgee, vir wie jy jou hart oopmaak? Wie is die mense in jou lewe? Want jy kan 'n ernstige fout maak. En dit is om verkeerde vriende in jou lewe toe te laat. Wanneer jy hierdie boodskap hoor en dalk nie meer my stem gewaar nie, en jy sal daar in die kar op pad huis toe, of jy lê vanaand op jou bed, dan is dit die gebed van my hart, dat die Gees van God verder met jou sal werk, oor die mense wat in jou lewe is, my liewe jong vriend, my liewe maat, jy moet hier aan dink. Jy moet ernstig hieroor besin, dat die stem van God nog in jou hart echo oor wie in jou lewe is, want daar is sekere vriendskappe wat jy moet afsny, met wie jy moet klaar kry, wat jy uit jou lewe moet wan, want hulle is nie goed vir jou nie. Ja, sê jy, nee, maar jy het hierdie mense in jou lewe, hulle is dalk nou nie so goed vir jou nie, maar jy gaan hulle optrek, jy gaan nou vir hulle voorbeeld wees, en jy gaan hulle nou positief inspireer. Luister, dit is makliker as jy op 'n tafel staan, om iemand van die tafel af te trek, as om hulle op te trek. Moenie dink, jou wil is so sterk, dat jy mense met 'n verrotte hart gaan help nie, as God hulle nie help nie. Jy kan steeds vir hulle bid, maar jy het nie nodig om jou hart vir hulle oop te maak, en met hulle te deel nie. Daar's sekere mense van wie jy jou moet afsny, afkeer. My liewe broeders en susters, die fout van verkeerde vriende, is dat verkeerde vriende beïnvloed jou ten kwade. Kyk wat sê vers 5 wat ons gelees het. Toe sê Jonadab vir hom, gaan lê op jou bed en hou jou siek. As jou vader dan kom om jou te sien, moet jy vir hom sê, laat my suster Tamar tog kom en my iets gee om te eet, en die ete voor my ook klaar maak, dat ek dit kan sien en uit haar hand eet. Kyk wat sê Jonadab vir Amnon. Jonadab se voorstel is, lieg vir jou pa, bedrieg hom. Dis wat Jonadab vir hom hier sê. Jy moet bedrog pleeg, speel toneel, sit 'n mombakkie aan, maak of jy siek is, sê dalk vir hom jy het 'n ou maagkwaal, sê vir hom jy voel nie lekker nie, en bedrieg hom. Dis wat hy hier vir hom sê. Hy is so slinks, hierdie Jonadab, dat hy selfs vir Dawid by hierdie sieksondige plan van hom intrek.
dit wat Jonadab vir hom hier vra om te doen, is nie eintlik so erg soos dit waarna dit toe uiteindelik gelei het nie, kon hy dink. Ag, Jonadab sê net vir hom om 'n paar leuns te vertel. Maar hierdie verhaal het uiteindelik gesneeubal en dit het erger geword. U sien, want dit is wat God se woord ons leer. Sonde baar sonde. As jy vir die duiwel 'n pinkie gaan gee, gaan hy die hand gryp. As jy vir hom 'n skreefie van die deur oopmaak, gaan hy instorm en verwoesting in jou lewe saai. Dit begin met iets soos 'n leuen waarvan die duiwel die vader is. Hy soek net 'n leuen, hy soek net 'n voet in die deur. En dit gee uiteindelik aanleiding hierdie voorstel van Jonadab, en dis jammer, ek moet dit so kras uitdruk, maar hierdie sonde het voortgegaan en nog sonde gebaar, dat hy uiteindelik sy halfsuster verkrag het. Want Amnon het 'n vriend gehad. Slegte vriende beïnvloed jou om alles wat jy geleer het, prys te gee. Jou waardes, jou morele standaarde te verlaag na hulle vlak. Dit is wat Jonadab hier doen. Dit is die raad wat hy gee. Jy sien, jy kan 'n slegte vriend identifiseer in dit wat hy al ewig van jou vra om te doen wat jy nie wil doen nie. Wat jy weet jou ouers jou geleer het om nie te doen nie. Wat jy leer God se woord jou verbied om te doen. Maar hier is hierdie verkeerde vriend en hy toets al ewig die limite. Die voorstelle wat gemaak word, hulle kyk altyd hoe ver hulle jou kan druk. Met goed wat jy nie aanvanklik mee gemaklik is nie. Dit begin dalk stadig, maar dit beweeg verder en nog verder. Amnon het nie geleer by die voorbeeld wat Dawid aan hom gestel het nie. Dawid en Jonatan 'n goeie vriendskap, maar Amnon het 'n verkeerde vriend in sy lewe gehad en Jonadab saai gif in Amnon se lewe. Jy sien, dit is wat God se woord ons leer. As jy jou ore en jou hart oopmaak vir die perverse, bose raad van verkeerde vriende en jy staan in die kring van die spotters en jy gaan saam met hulle om te doen wat verkeerd is, soos die psalmis ons leer, dan gaan daar uiteindelik ellende na jou kant toe kom. Moenie dwaal nie. Slegte gesprekke bederf goeie sede, sê 1 Korintiërs 15 vers 33. Jy moet net 'n oor oopmaak. Dit bederf goeie sedes. En dit is wat Amnon gedoen het. Hy het sy ore en sy hart oopgemaak. By geleentheid is daar 'n dame wat na 'n dominee toe kom en vir die dominee sê, dominee, ek het my vreugde in die Here verloor, sê die dame vir die dominee. En die dominee sê vir die dame, mevrou, ek het so vir 'n geruime tyd al gesien, as ek die kinders daar by die skool gaan haal, dat jou karretjie staan by 'n spesifieke persoon se huis. Ek sê jou, breek jou vriendskap met daardie persoon waar jou karretjie al ewig staan. Met daardie vriendin, breek jou vriendskap. En die dame het daar eintlik bietjie vervies vir die predikant, dat hy so iets vir haar sou sê. Maar so gemaak, so gedaan het sy uiteindelik haar vriendskap beëindig met die dame. En dit was nie lank daarna nie, dat die dame by die dominee gekom het en gesê, dominee, ek het my vreugde weer terug. Ek het my blydskap weer terug. Ja, u sien, want daardie persoon waar haar karretjie gestaan het, het haar al ewig met gif besaai. Haar tong was los en het geskinder en het sleg gepraat en het verkeerde dinge in haar ingebou, dat sy later negatief en pessimisties geword het. Verkeerde vriende in mense se lewens, sy het 'n vriendin gehad. Dr. J.E. Adams skryf, a person may think he is strong enough to withstand the influence of another, while gradually his own standards erode almost imprehensibility. My liewe broeders en susters, klein treetjies word daar aan jou fondasie gekap en gebuitel om af te breek. Dit is wat verkeerde vriende doen. Hulle beïnvloed jou ten kwade. Maar sien, hulle doel met jou is om
hulle self in jou te dupliseer. Kyk wat sê vers 3 wat ons gelees het. En Jonadab was 'n baie skrander man. Hierdie woorde beteken nou wys of slim, maar in die konteks hier verstaan ons dat dit beteken hy was nie slim nie, hy was slinks. Hy was 'n geslepe kaland. En deur Amnon se optrede sien ons dat hy presies net so slinks geword het soos Jonadab. Ons sien Amnon het net so koud en ongevoelig geword soos Jonadab. Jonadab het nie geblik of gebloos om mense te bedrieg nie. Hy het geen hart gehad nie, hy was koud gewees. Nou lees ons hier dat Amnon, nadat hy hierdie geweldige daad gedoen het, sy halfsuster weggestuur sonder om 'n oog te knip. My liewe broeders en susters, dan lees ons uiteindelik in vers 32 wat ons hier gelees het van Jonadab se optrede. Nadat Amnon vermoor is, wat het Jonadab gedoen? Hy kom na die koning toe en sê vir die koning, ag koning, jy weet, dit was in die oë van Absalom te siene, dat hy Amnon gehaat het. En dit het gebeur net soos u knegt. Daar staan hy voor Dawid, hierdie Jonadab, hy staan voor Dawid. Hy is verantwoordelik vir die dood van Amnon, met die raad wat hy gegee het, en nou staan hy daar en pronk voor die koning, asof hy 'n goeie man is. Koud en ongevoelig. Ja, sien, dis net Amnon wat dood is. Net soos u diensknegt gesê, dis net Amnon wat dood is. Hy is die man wat hierdie verkeerde raad aan Amnon gegee het, en nou staan hy hier voor die koning, asof hy onskuldig is. Hoe ongevoelig kan 'n mens nie wees nie? 'n Pa verloor sy kind en hy maak asof hy die hero is. Terwyl hy aandadig is, die vermetelheid. Jy sien, jy word wat jou vriende is. Soos Amnon koud en ongevoelig was, so het, verskoning Jonadab, so het Amnon ook so geword. Julle weet mos waarvan ek praat. Jou vriende gee af op jou. Dit is mos nou soos die jong man wat by sy huis kom, dan vra sy ma vir hom, rook jy? Nee, glad nie, ek staan net in 'n kringetjie waar daar vriende is wat rook. Ja, asof jou ma onder 'n kalkoen uitgebroei is. Jy weet nou deesdae, nou koop hulle nie meer sigarette nie, nou as ek daar lofte is, nou sien ek so 'n groot boerseun, maar hy het net so 'n lekker sniper jagbaadjie aan. Nou haal hy hier uit sy sak uit so 'n ou pink masjienkie, nou suig hy aan die ding. Wie, jy kan dit nie glo nie. Nou suig hy aan hierdie ou pink masjienkie. So boerseun, ag nee, dit is uiteindelik, my liewe broeders en susters, jy word wat die mense om jou is. Spreuke 13 vers 20 sê, gaan met die wyse om, dan word jy wys. Maar hy wat met dwaase verkeer, versleg. Wys my jou vriende, dan wys ek jou hoe jy binnekort sal wees. Hulle dra, hulle opvoeding, hulle taalgebruik, hulle maniere in jou lewe, en dit gee af op jou, dit besmet jou. Gaan vanaand na die meisiekie, wie se arm nog dik geswel is van die inspuitings, gaan na die dwelmverslaafde man, en vra vir hulle, waar het dit alles begin? Dan gaan hulle vir jou sê, ek het 'n vriend gehad. Gaan na die alkoholist wat in die inrigting sit. Waar het dit alles begin, kan jy aan hom vra. Dan gaan hy vir jou sê, ek het 'n vriend gehad, by wie se huis ons alkohol kon gebruik. Die pa het vir ons gesê, ja, eerder hier as daar. Gebruik dit eerder hier, waar ek jou kan sien. En die deur is oopgemaak. In plaas daarvan het sy pa vir hulle gesê, nie onder my dak nie. Gaan na die dwelmverslaafde. Gaan na die alkoholist, dan gaan jy sien dat hulle vir jou vertel, ek het 'n vriend gehad. Jy sien, dit is mos vir die TV promoveer. It all comes together with a castle. Maar dit is wat lewens verwoes. Gaan na die dronkaard wat sy vrou slaan, na die jong man wat in die selle slaap, wat gearresteer is vir dronk bestuur. Vra vir hulle, waar het dit alles begin? Dan gaan hulle vir jou sê, ek het 'n vriend gehad.
Gaan na die een wat vasgevang is in pornografie. Gaan na die kindermolesteerder, dan gaan hy vir jou sê, ek het 'n vriend gehad wat my bekend gestel het aan pornografie. Gaan vra vir hulle, waar het dit alles begin? Dan gaan hulle vir jou sê, ek het 'n vriend gehad. Gaan na die daggaroker, die pypstoker, die wypsuiger, gaan na hulle toe. Dan vra jy vir hulle, waar het dit alles begin? Dan gaan hulle vir jou sê, hulle het 'n vriend gehad. Hulle het 'n vriend gehad. Hoeveel jong meisies is daar wat kan onthou die nag toe hulle reinheid van hulle afgeroof is? Want hulle het 'n vriend gehad wat gesê het, hy's lief vir hulle. En toe hulle gekry het wat hulle wil hê, toe verwyd hy hulle of haar. Liewe jong meisie, daar is 'n vriend wat sê hy het jou lief, maar deur sy dade wys hy wil jou misbruik. Hoeveel jong manne is daar wat se lewens verwoes is, omdat hulle vriende gehad het wat hulle tog net tevrede wou stel, maar hulle lewe is verwoes. Toon my vandag jou vriende, dan toon ek jou hoe jy binnekort gaan lyk. Jonadab was verdag, hy was subtiel, hy was glibberig, hy het vuil gedagtes gehad, hy was pervers, hy was slinks, hy was agteraf en Amnon het net so geword. Toon my jou vriende, dan toon ek jou hoe jou geestelike vlak binnekort gaan wees. Toon my jou vriende, dan toon ek jou wat jou gesprekke binnekort oor sal gaan. Gaan om met kritiese mense, dan word jy krities. Gaan om met positiewe mense, dan word jy positief. Gaan om met slegte mense, dan versleg jy. Die man by die werk wat al ewig vuil grappe vertel of perverse onder die belt grappies maak en sy ervarings deel. Die impak van die buurvrou wat dink sy is 'n sniffelgids van Facebook wat almal se skandes wil vertel en van jou ore haar asblikke wil maak. Die invloed van 'n vriendin oor die telefoon wat ure en ure haar man sleg maak en beledig dat jy later dink, julle almal is maar dieselfde, die slegte goed. Die invloed van 'n vriend om die braaivleisvuur wat vir jou dinge sê, om vir jou vrou te jok. Nee, sê vir haar, jy gaan op 'n kursus. Sê vir haar, jy's besig, jy werk laat, dan gaan maak ons 'n paar draaie. My liewe broeders en susters, verkeerde vriende wil hulle self in jou dupliseer, want hulle wil hulle self in jou kan sien, sodat hulle kan iemand hê wat net soos hulle is. Wat kan deel in wat hulle deel, om iemand te hê. Maar my liewe broeders en susters, vriende, verkeerde vriende ruïneer jou en jou familie se lewens, en dit is die groot fout. Vers 20 en vers 22 wat ons gelees het, praat van haat. Vers 28 en 29 praat van dood. Vers 34 praat van gevlug. Ja, dit was hierdie Jonadab wat Amnon se lewe kwaad aangedoen het. Maar Jonadab se verkeerde raad aan Amnon het nie net Amnon se lewe geraak nie. U sien, moet nooit dink jou verkeerde vriende gaan net jou lewe raak nie. Dit beïnvloed ook die mense wat rondom jou is. Hier is Tamar, sy het by haar broer gepleit. Hoor hier die sielsdeurdringende woorde van vers 12. Asseblief nie, my broer onteer my nie, want so iets mag in Israel nie gedoen word nie. Moenie so skande begaan nie. Oor vers 14, maar hy wou nie na haar luister nie en het haar oorweldig en haar onteer en met haar gemeenskap gehad, en nadat hy klaar was met haar, het hy haar weggejaag, soos 'n slegte hond, weggejaag. Vers 20 leer vir ons dat Tamar soos 'n verlatene in die huis van haar broer Absalom gebly het. Haar reinheid is van haar gesteel. Haar drome van 'n troudag, van haar huweliksaand, haar drome van 'n honeymoon, haar drome van 'n gesinnetjie van haar eie is verbrokkel deur hierdie hartelose Amnon en sy vriend Jonadab.
Sy roep uit in vers 13, waar sou ek tog met my skande heen? Dink aan die emosionele skade wat haar aangedoen is, die geweldige pyn wat sy beleef het, die nare gedagtes wat haar hele lewe met haar sou wees. Hierdie koninklike dogter met haar koninklike kleed, wat vir maagde bedoel is nou geskeur as 'n teken van haar hart wat geskeur is. Want Amnon het 'n vriend gehad. Amnon sou niks aan haar gedoen het nie, maar Amnon het 'n vriend gehad. Dink aan Absalom, ons lees in 2 Samuel 13 vers 22, maar Absalom het met Amnon geen kwaad of goed gepraat nie, maar Absalom het Amnon gehaat, omdat hy sy suster Tamar onteer het. Hierdie bose raad van Jonadab het 'n wig tussen 2 broers ingedryf. 'n Verkeerde vriend het 'n wig in 'n familie ingeswaai en Absalom het vir Amnon gehaat. Broers uit mekaar uitgeskeur, want Amnon het 'n vriend gehad. Dit sou uiteindelik lei tot Amnon se eie dood. Dit het so ver gegaan dat hierdie haat oorgesit het in moord. As jy jou broeder haat, jy sien die daad wat daarby pas is moord. En dit is wat hier gebeur het. 2 volle jare het uitgeloop en Absalom met hierdie plan in sy hart oordink. Vir 2 jaar loop hy met hierdie haat in sy hart en hy beraam hierdie plan en uiteindelik vermoor hy Amnon. 2 Samuel 13 vers 28 en Absalom het sy dienaars bevel gegee en gesê, let tog op, net soos Amnon se hart vrolik is van die wyn, en ek vir julle sê, slaan Amnon dood, dan moet julle hom doodmaak. Die verrykende gevolge, Amnon is dood. Deur sy eie broer doodgemaak, want Amnon het 'n vriend gehad. Dink aan die gevolge. Dit het uiteindelik gemaak dat Absalom moes vlug. Na aanleiding van hierdie gebeure het Absalom gevlug. Dawid se hart het verlang na Absalom. En die lewe het gebeur en die een ding het tot die ander ding gelei en uiteindelik weet julle dat Absalom uiteindelik 'n rebellie begin het. En uiteindelik is hierdie rebellie so ver gegaan dat Joab 3 spiese deur Absalom se hart gedryf het. My liewe broeders en susters, dit het begin by 'n wrok wat hy gehad het. Dit het uiteindelik uitgeloop Absalom se eie dood, want Amnon het 'n vriend gehad. Dit het uiteindelik ook Dawid se lewe beïnvloed, want met hierdie hele rebellie wat toe plaasgevind het, Absalom wat gevlug het, Absalom wat teruggekom het, maar nie sy vader Dawid gesien het nie, 'n rebellie wat begin het uiteindelik gemaak dat Dawid self moes vlug. 'n hele huis, 'n familie wat verontwrig is en verwoes is, want Amnon het 'n vriend gehad. My liewe vriende, my liewe jong maats, die effek van verkeerde vriende gaan verder as net jou eie lewe. Hoeveel ouers se senuwees is klaar. Lewens omvergegooi as gevolg van kinders se verkeerde vriende. Hoeveel spanning is daar nie in die huis nie, hoeveel wrywing is daar nie in die huis nie, want jy kom by die huis aan en jy het gedrag en jy het maniere wat jou ouers vir jou sê, ek het hierdie dinge jou nie geleer nie, dis nie hoe ek jou groot gemaak het nie. Maar hierdie dinge, sy verdeer, want dit kom van jou vriende af, hulle beïnvloed jou ten kwade en hulle wil hulle self in jou dupliseer. En die gevolge daarvan is dat ouer huise smarte beleef, ja, noem dit 3 spiese deur jou eie moeder se hart. 'n dolk in jou vader se hart as gevolg van jou gedrag. Hoeveel verkeerde vriende beïnvloed en uiteindelik families en gesinne se lewens nie. Hoeveel vrouens lê in die nag en huil hulle kussingspap nat oor hulle mans se verkeerde vriende. Ja, dis maklik om vir die kinders en vir die jong mense te sê, pas op vir verkeerde vriende, maar self het jy mense in jou lewe wat nie daar hoort nie. En die vrou is by die huis en sy huil, want sy weet nie of haar man veilig by die huis gaan aankom nie, want hy is weer uit saam met die makkers, saam met sy drinkerbroers, en sy weet nie of hy veilig by die huis gaan aankom nie. Sy weet nie wat hy gaan aanvang daar onder die invloed nie.
Hoeveel huwelike loop op die rotse, omdat vrouens verkeerde vriendinne het. 'n Vriendin met 'n skerp tong wat al ewig afbreek en sê, ja, dis sleg. In plaas daarvan om moed in te praat, eerder die heiligheid van die huwelik afbreek as gevolg van hulle eie teleurstellinge. Hierdie is 'n ernstige waarskuwing, my vriend, liewe ouers, om te kyk wie is jou kinders se vriende. Solank as hulle onder jou dak is, val hulle in by jou reëls. Is 'n ernstige waarskuwing aan jong mense om versigtig te wees. Nie almal het edelmotiewe in jou lewe nie. Dis 'n ernstige waarskuwing om versigtig te wees met wie jy meng, want meng jou met die semels, dan vreet die varke jou op. Ja, of baie keer soos ek sê, meng jou nou maar met die varke, dan vreet die semels jou op. As jy jou met die verkeerde mense meng, dan gaan die varke jou opvreet. My liewe vriend, ons kan nie vandag die gevaar van verkeerde en die fout van verkeerde vriende genoeg benadruk nie. Uiteindelik saai hulle gif en bring hulle verwoesting. Jy moet nou evalueer. Hulle wil jou lewe ten kwade beïnvloed. Hulle is daarop uitgestel of uitgegee om hulle eie slinkse, verdorwe harte in jou te dupliseer. Hulle woorde, hulle taalgebruik, hulle maniere, hulle morele standaarde en waardes wil hulle in jou afgee. Hulle wil dit in jou keel afdruk. Hulle druk jou altyd om verder en meer te doen wat hulle wil en nie wat jou ouers jou geleer het nie. Die gevolge daarvan is verrykend. Dit raak nie net jou nie. Dit kan die res van jou lewe beïnvloed. Dit kan jou lewe in die koers van verderf stuur, en as God jou nie daaruit help nie, dan het jy probleme. Jy kan maar vra waar het dit alles begin. Dit begin by 'n verkeerde vriend. Jy weet vanaand dalk wat hier sit, jy is die persoon met iemand in jou lewe wat nie 'n goeie invloed op jou het nie. Moenie die mite glo wat sê friends are forever nie. BFF, best friends forever. As daai persoon nie 'n goeie invloed in jou lewe het nie, kry hulle uit, kry hulle weg. As hulle nie God wil aanneem, God se woord wil aanvaar nie, dan moet jy nie aan hierdie ongelyke juk trek nie, ook in vriendskap. Moenie jou lewe vernietig. Jy weet, as jy vanaand hier sit, wie daar in jou lewe is, wat nie daar hoort nie. Wil jy nie vanaand die keuse maak om hierdie bande te sny? Daar is mense wat jy uit jou lewe uit moet kry, wat nie daar hoort nie. Daardie mense gaan voortwoeker in jou lewe ten kwade. Jy moet dit nou stop, voordat dit te ver gaan. Dit beteken nie, jy hoef nie meer vir hulle te bid nie. Weet jy wat gebeur in 'n geval? Die dag as jy die Here Jesus werklik begin dien, dan begin hierdie vriende in 'n geval soos bosluise van jou afval. Hulle soek nie 'n vriend wat nie saam met hulle loop op hulle verkeerde paaie nie. Moenie in die raad van die goddelose gaan staan nie. Kry dit uit jou lewe uit, kry hulle weg. Vra eerder die vriend van alle vriende, die Here Jesus Christus, om vir jou nuwe vriende te gee. Hy is die grootste vriend wat jy kan hê. Hy is so groot vriend dat hy sy eie lewe vir sy vriende gee, sê Johannes 15 vers 13. Hy wil vir jou beter toekoms in die gesig gee. Daarom, my vriend, besluit vanaand. Wie is daar in jou lewe wat nie daar hoort nie? Mag die Here jou help. Amen. Hemelse Vader, so gebeur dit op ons lewensreis, op ons lewenspad, dat mense oor ons pad kom, wat nie ons bes wil in gedagte het nie, wat ons wil aftrek, afbreek tot hulle eie lae vlak. Dit is jammer, Here, dat hierdie mense hulle dikwels nie wil bekeer nie. En as hulle bekeer, hoe wonderlik is dit nie?
Maar ervaring leer dat hulle eerder baie keer net voortwoeker in hulle ongeregtigheid en weier en hulle verset hulle self eerder teen die waarheid van die woord. Ek bid dat u hier 'n vriend, 'n vriendin, 'n jong maat sal help om te evalueer, om te kyk wie's daar in hulle lewe wat nie daar hoort nie. Help ons, Here, om hulle af te sny. Amen.